Net so 'n gedagte of so 'n vraagie of so. Almal van ons het mos al iewerste, dan kom jy nou van ver af, dis laat, en as jy in die dorp inry, dan is dit donker. Dan ry jy maar so versigtig, en as jy naby jou huis kom, maar jou deel van die dorp, daar's nog krag. En skielik skyn jou huis se lig, en jy het nou ver gery, dis 11 die aand, jy's moeg, jy wil net by die huis kom en gaan rus. En toe jy jou huis se lig sien, ja, ek is tuis. Ek kan nou rustig wees, hierdie gevoel van sekerheid en veiligheid, want dis my huis daai. Ek herken die ligte. Baie mense leef in geestelike donker. Hulle ry op pad iewers heen, maar as nêrens 'n lig wat iewers te skyn nie. Mense wat net graag wil lewe of 'n behoefte het, sien my raak. Maak my deel van julle groep. Julle praat van 'n God in die hemel, julle praat van 'n Bybel, maar die goed maak nie vir my sin nie. Asseblief, ek soek net lig om te weet waarheen op pad om te gaan. Een ding wat die laaste 4 maande wat ek die eerste Nylstroom, die lewe is die lewe. Mense is verskriklik besig. Die onderwysers hier is ongelooflik besig, soos in alle ander dorpe. Mense werk lang ure. En partykeer sê iemand, ek wil nie graag die lig sien. En dan ry hulle verby, of hulle loop verby die gelowiges se lewe, en dit lyk uiteindelik maar soos 'n vertrek, geboue donker is. Die deure is toe, daar's geen liggie daar binne in die kerkgebou of die kerkterrein of die lewe van die Christene. Daar's 'n liggie daar binne, maar is net vir hulle self. Hoe gaan die wêreld leer van Jesus as ons liggie net vir onsself hou? Hoe gaan daai buurman en daai kollega by die werk iets ervaar van God se grootheid as ons liggies net so skyn? Ons sit hier 'n ding bo ons liggies en niemand kan dit sien nie. Want dit is eintlik maar 'n persoonlike ding, geloof. Ek is maar 'n introvert. Nee. Die Here sê, laat julle lig so skyn vir ander mense, sodat almal 'n tuiste kan vind. Kom ons lees gou hierdie bekende versie in Matteus 6 vers 13 tot 16. Nee, ek dink is Matteus 5, nie 6 nie, ekskuus. Is Matteus 5. Oor hierdie ding wat God sê, julle is sout in die lig. Ons ken dit baie goed. Nou die konteks van Matteus 5 is, ons praat ons van die bergrede of die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7. In die begin van Matteus 5, die eerste paar verse, wat sê, toe sê Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan, nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom, en het hulle geleer en gesê. En toe vertel Jesus in die volgende 2 hoofstukke, wat is die kern van die lewe, van die evangelie? Hoe moet ons lewe? En dan, so na die inleidende opmerkings van Matteus 5, dan kom jy by vers 13. Julle is die sout van die aarde. Daar praat nie met die disippels nie, sy volgelinge, kinders van God. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Dan kom Jesus weer en sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer en steek dit weg nie. Maar sit dit op 'n lampstander en gee vir almal lig in die huis. Dan kom daar 'n opdrag. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Die eerste gedagte wat ek met jou wil deel. Wees wie jy reeds is.
Want hierdie woorde van julle is die sout, julle is die lig. Dit is wat Jesus vir sy disippels wil sê en sê, dis wat jou identiteit is. As jy in my behoort, is jy sout, jy is lig. Daar staan nie, jy behoort aan my, word dan die sout en word dan die lig nie. Dis nie 'n toekomsvisie nie. Dis 'n feit wat Jesus sê, jy is. Dis jou identiteit. Jy's sout en jy's lig. As jy my wil volg, as jy my pad gekies het, weet jy is sout, jy is lig. En wanneer ek hierdie identiteit verstaan van ek is, dan kan ek begin anders te lewe. Dan kan ek my roeping begin uitleef op 'n manier wat ek dit verstaan en behoort te verstaan. So wat doen Jesus hierso? Hy sê eers vir hulle, dis wie julle is, en dan sê hy die opdrag. En die opdrag is om gaan wees lig. En ek doen nie hierdie goeie werke, hierdie goeie dade om deel van die koninkryk te word nie. Maar omdat ek deel van die koninkryk is, omdat die kruis my vrygemaak het, Jesus wat opgestaan het, opgevaar het in die hemel, vanuit daai identiteit tree ek op. Het ek goeie werke? Of kom ons met liefdesdade? En daai liefdesdade wat ek doen, die manier hoe ek optree, wat ek sê, wat ek doen, wat ek baie keer nie sê en nie doen nie. Dis dit wat die Here sê, laat jou lig so skyn. Jy is, daarom behoort jy. Maar as jy nie jou identiteit verstaan in die Here nie, gaan jy allerlei goedjies doen wat nie pas wat die Here hierby sê nie. Dink maar byvoorbeeld aan ons ID-dokumente. Het jy al iemand gesien of weet jy van iemand wat dieselfde ID-nommer as jy het? Nee, want jou unieke ID-nommer, jou unieke vingerafdruk is net aan jou gekoppel. So jy kan nie iemand anders as 'n ID gebruik en kom by die bank en sê ek is Dani Jacobs nie. Want dis jou identiteit. En vanuit jou identiteit met jou Suid-Afrikaanse ID-nommer, dan trek jy 'n groen trui aan en jy kyk rugby. Dan een week verloor hulle en een week wen hulle. Maar ek trek die groen trui aan want dis my identiteit as 'n Suid-Afrikaner. Nou as jy regtig vir die All Blacks wil skree, dan gaan jy seker die All Black trui aantrek. Maar as jy 'n Suid-Afrikaner is, dan skree jy maar gewoonlik ons maar vir die Springbokke. So lyk dit in jou eie lewe. Miskien moet jy jouself elke dag herinner, nie van ek moet iets soos iets word nie, ek is. Ek is sout en ek is lig. Ek het 'n nuwe ID-kaart gekry. Die dag toe ek Jesus aangeneem het as my verlosser, het ek 'n nuwe identiteit gekry. Ek is losgeruk van die verlede en die verkeerde en ek kry 'n nuwe baadjie aan. En ek word getransformeer hier binnekant, my nuwe identiteit. Dalk moet jy en ons meer vanuit ons identiteit optree en minder uit skuldgevoelens en vrese. Ek het iewers 'n sêding gehoor en vir my is dit nogal baie waar. As jy skuldig voel oor goeders, dan kom dit gewoonlik van die duiwel af, want die duiwel wil ons laat skuldig voel. Maar as jy gemotiveerd voel, jy sê ek wil graag betrokke wees, ek wil by die fees wees, ek wil iewers in 'n bediening betrokke raak, dan is dit die Heilige Gees wat met jou praat. Want die duiwel wil ons vashou met skuldgevoel en vrese, sodat ek nie my identiteit uit kan leef nie. Aanvaar as dat mense na jou kyk. As jy sê ek is 'n kind van die Here, kyk die wêreld na ons. En jou lig gaan skyn. Maar maak ook ruimte vir 'n ander persoon wat saam met jou werk, wat hulle geloof bietjie op 'n ander manier uitleef, dalk bietjie meer ekstreem of bietjie meer loud.
Ons moet nie te mekaar beklei hoe ons identiteite uitleef nie. Want ons het dieselfde eienaar. En dis Jesus Christus. Dis ons identiteit. Maar daar is ook 'n ander ding wat Jesus hier sê, van as jy nou jou identiteit weet dan, jy is noodsaaklik, jy's nodig in hierdie wêreld. En geen Nylstroom Oos gemeente, jy's nodig in Nylstroom. In die antieke tyd was sout 'n baie belangrike ding. Vir ons vandag is sout, ons gooi lekker sout op die vleis en ons eet lekker braaivleis. Maar sout was ongelooflik kosbaar. Dit was gebruik vir preservering, ook vir reiniging, om geur te gee, maar ook om vir uitruilmiddel. Daai tyd het hulle mos nou nie kitsbanke en selfone gehad waar jy tap en goeders nie. Uitruiltransaksie. Ek gee vir hierdie goeders, maar waar die land waar ek vandaan kom het nie sout nie. So gee vir my sout. So sout was 'n kardinale belangrike element van die samelewing. En net so ook lig. In die Bybelse tyd, antieke tyd, was stede nogal meer hoër op die berg gebou. Dat dit kan sigbaar is, maar ook om te kyk as die vyand kom, om dit makliker te beheer. Of as mense van ver af kom en sê, maar daar is die stad. Ons is op pad Jerusalem toe, of pad Jerigo toe, of waar ook al, ek sien die lig. Daar was nie GPS'e nie, maar hy lig van die stad het vir my rigting gegee. So lig, die metafoor van lig, sê Jesus, dit is noodsaaklik in die lewe. Maar ons het ook gelees, dat Jesus sê, maar as sout sy smaak verloor, is dit nutteloos. Dit is eintlik dwaas. So as ek my identiteit het, en ek leef nie my identiteit uit nie, is dit waardeloos. Dis dan wanneer die wêreld vra, ja, maar as julle Christene so maak, hoekom moet ek 'n Christen word? En Jesus wil hier vir die disippels sê, nou, Jesus weet waantoe hy op pad is. Die disippels het nog nie so lekker verstaan van die kruisiging wat op pad is nie. Hy het gesê, julle is die sout. Julle is die lig, julle is noodsaaklik. Want die wêreld het nodig wat julle het. Dink nou maar, as jy in 'n straat afry, en as maar klomp gate in die straat en ligte is af, daar een plek weet jy, daar voor weet ek, daar's 'n klomp gate, ek moet versigtig ry. Maar toe jy nader kom, sien maar daai stukkie straatlig werk om 'n ander rede. Of iemand se generator in die huis gooi lig op die straat. En skielik sien jy hierdie klomp gate. En jy kan makliker deur die slaggate kom, want daar's lig. Ons goeie werke, ons liefdesdade moet hoop bring waar mense moedeloos geword het. En jy is noodsaaklik om daai hoop te bring, want hoe gaan die wêreld daai hoop sien as dit nie by ons sien nie? God se plan met die wêreld is deur ons as sy kinders om by die wêreld uit te kom. Om by jou huis en jou werkplek so te lewe dat jy daai verbrokkeling van verhoudinge of werks- of gesinsverhoudinge, daai negatiewe kultuur wat daar is, af te breek met die manier hoe ek vanuit my identiteit optree. Jou lewe moet smaak gee aan die omgewing. Mense moet iets kan sien in jou lewe wat sê maar, ek wil dit ook hê. Dat ons vir die wêreld, vir Nylstroom kan wys, kom na ons toe. Ek wil jy met die Vader sien. Kom jy deel aan ons, want dit is heerlik. Ja, ek word gekaap, ek verloor 'n geliefde, ek sukkel finansiëel, maar ek kyk anders na die lewe. Kom na my toe, of nie na my toe, kom nader. Maar deur jou lewe gaan mense dit raak sien.
Want ons praat baie keer oor die regte goed. Maar as dit by doen kom, dan sukkel ons. En Jesus sê, hy herinner sy disippels, onthou julle, soos sout en lig, 'n noodsaaklikheid was in daai antieke wêreldse tyd. Hulle verstaan daai beeld. Wil Jesus vir hulle sê, julle, disippels van Jesus, is noodsaaklik vir hierdie wêreld. So wat sê ons vir mekaar? Die eerste een is, ons het identiteit. En vanuit ons die identiteit moet ons lewe. Want ons is noodsaaklik vir die samelewing. Jy is nodig. As kind van God het die wêreld, het Nylstroom jou nodig. Daai klomp kinders wat net hier gesit het, hulle het ons nodig. En dan kom die opdrag in vers 16 wat sê, laat jou lig so skyn. Ek moet my roeping gaan uitleef. Ek het my identiteit, ek weet ek is nodig, nou moet uit dit uit, moet ek my roeping leef. En baie keer sal mense sê, ek weet nie wat is God se wil vir my lewe nie. Moet ek hier wees, moet ek daar wees? Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn. Kom ek lees gou weer. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle wat in die Vader in die hemel is, verheerlik kan word. Dit is ons roeping, om ons lig so te laat skyn. Wat beteken dit? Hoe skyn ek my lig? Hierdie is 'n flitslig, ons verstaan dit. Maar vir ek as gelowige, hoe skyn my lig? Beteken eintlik maar net, ek lewe so, dat die mense wat nie hier sit vanoggend nie, die nie gelowig is, of dalk 'n gelowige wat bietjie deur 'n moeilike tyd gaan en vra het oor God, dat hulle die heerlikheid van God kan sien. Ek hoef nie 30, 50 Bybelverse uit my kop uit te ken, voor ek daai lig kan laat skyn nie. Maar omdat ek weet wie ek is, omdat ek besef ek is nodig, moet ek so lewe, dat my ander kan sien, wie die Vader regtig is. En my optrede moet nooit na myself wys nie. My rol as leraar in die gemeente, is nie ek is iemand voor ek en Ewald nie. Ons het 'n sekere rol, en die Bybel is baie spesifiek rondom toerusting, sodat die gemeente toegerus is vir hulle dienswerk in die koninkryk van God, om jou roeping te gaan uitleef. So my roeping is, om hulle wat die Here nie ken nie nader te trek, sodat mense hier 'n tuiste kan vind. En dis waarmee ons besig is, in hierdie roepingsgesprekke, van Saterdag bietjie oor die praktiese goed gaan praat, om te sê maar, ons is oortuig, uit ons identiteit, die noodsaaklikheid is, hoe lyk dit, 'n sinnetjie wat het ons verstaan van die Bybel bietjie verwoord, om te dien met die liefde van Christus, sodat mense hier 'n tuiste kan vind. Help my ons sê, ons verloor lidmate na Focus Deo en Koinonia toe nie. Wat gaan ons doen, dat mense hier 'n tuiste kan vind? Hoe gaan ons daai kinders laat tuis voel? 170 van hulle. Hoe gaan ons daai ou wat hier inkom met 'n stuk in 'n denimbroek, hoe gaan hy tuis wees? Hoe gaan ons dien met die liefde? Nie dien met my eie agenda, my eie opinies, my eie verstaan nie, maar vanuit my identiteit in Christus. Hoe gaan ek dien met Jesus se liefde, sodat mense hier 'n tuiste kan wees, kan hê, dat die deure waawyd oop staan. As ouens hier by wyse van spreek, as die ouens mense hier verbyry,
Dan voel ek, wow, ek wil hier instap. Hier is iets wat hier gebeur wat ek ook graag wil hê. 'n Lig vir ander, maar 'n tuiste vir almal. Met load shedding, soos maar 'n bekende ding vir ons, en ons is lief vir kamps, ons het klomp kampliggies en goedjies, en op 'n stadium raak jy goed pap, jy herlaai dit nie, dan is die krag af, wat nou? Ons is veral in Rismer se huis, hierso soek ek nog waar moet alles wees, want jy is so gewoond, jou kop is geprogrammeer, en daai kas is dit. Maar dan stap jy in die donker na die kas toe, jy haal die krat uit, met al die kersse en goedjies, en dan steek jy een kers aan, dan kan jy sien, dan steek jy nog 'n kers aan, gaan sien die kersse op 'n paar plekke, maar het jy al gesien, hoe word dit helderder, as een kers, 2 kersse, 3 kersse, hoe helderder word die vertrek, van die lig wat skyn. Gaan skep 'n veilige omgewing, waar jy beweeg elke dag, sodat daai mense daar ver, is naby jou by die werk, hulle is naby by jou in die huis, maar hulle is ver, dat hulle die lig kan sien. Iemand wat jy weet, onder in die straat bly, wat baie keer bietjie sukkel finansiëel, gaan dit soveel meer moeite wees om net 'n ekstra bord kos te skep en vir hulle te gaan gee. Daai tannie en oom wat nie meer 'n kar het nie, wat soms net nodig het dat iemand hulle dorp toe vat. Daar moet ons meer geduld hê met ander mense se ongeduld, of se rebellie, of se emosies, se uitbarstings. Want elke mens het 'n storie. En net soos ek verwag, mense moet my verstaan en half begrip hê, wil ander mense dit ook hê. Soveel meer, hulle wat nie Jesus ken nie. Soveel meer. Hulle wat nie by hulle ouers bly nie. Soveel meer oor daai moeilike ou oor kan die straat. Laat julle lig so skyn, dat hy mense die Vader kan sien en hom verheerlik. Hoe? Of nee, kom ek vra, dink jy hoe gaan dit wees, as ons gemeente die lig kan laat skyn in Helstroom? Toe ek hier gekom het, toe dink ek hou van hierdie plattelandse omgewing, en die mense is ongelooflik hartlik, en ek nog steeds my oortuiging. Ek sal regtig wil aftree. Maar hoe langer ek is, en ek praat met Steven Kloppers by Klap Help Mekaar, dan raak ek benoud. Ek dink, weet nie hoeveel, Steven is hierso. Sê nee, ekskuus. Is jy, hoeveel gesinne gee hulle kos? 104 gesinne, wat hulle kos voorgee. Dan besef ek, hoe nodig is dit, ook in Helstroom, dat ons lig moet skyn. Dink hoe wonderlik gaan dit wees, as mense hier verby ry, en hulle voel hulle word aangetrek, want hier's lig wat skyn, by wyse van Spreuke. As jy kan in die dorp kom, en jy hoor, daai een persoon het glad nie die Here geken nie, maar as gevolg van daai kind van God, het hulle Jesus leer ken vir wie hy is. Dink net hoe lekker sal dit wees, as soveel mense wat 'n lewe leef, volgens hulle eie standaarde, regtig die heerlikheid van God kan ervaar, as gevolg van ons gemeente. Omdat ons dien met die liefde van Christus, sodat mense hier 'n tuiste kan vind. As ons praat van die wêreld, dan dink ons baie keer aan die onderdorp en die washouts en Hillbrow, en die wêreld is hulle wat nie vir Jesus ken nie. Dis jou buurman en jou buurvrou, dis die ou wat jy in die winkel raakloop,
Die vrou wat by die til werk, die ou wat agter die toonbank sit. Dink net wat 'n verskil gaan dit wees. Dat as gevolg van ons, die manier hoe ons dien, met nie my eie agenda nie, maar met Christus se liefde, dat hy mense hier kan tuis wees. Dat die donker in hulle hart so verlig geword het, as gevolg van Jesus se liefde, wat hier ons vloei. Wat hoor jy vanoggend? Wat is dit wat die Heilige Gees in jou hart kom wakker maak het? Want dit is ongemaklik hierdie vraag. Want dit is baie makliker om in jou gemaksone te sit as om uit te reik. Want dit beteken ek moet bietjie uit my gemaksone uitklim, uit my comfort zone, en ek moet goed anders te doen of iets anders te gaan probeer. En vir party mense is dit net om hulle hand op te steek en sê ek wil graag by bediening betrokke raak. En vir ander mense is dit, weet ek glo dit al die jare het ek nou maar so dit gedoen. En nou word uitgedaag vir 'n ander manier dalk. Dis nie maklik nie. Maar as ek my identiteit verstaan, dan sal dit my motiveer om 'n waagstuk te neem en sê, Here, ek is vrek benoud, maar ja, wees asseblief met my as ek my eerste tree gee. Dalk is dit nodig dat jy 'n daad van liefde doen en eenmal 'n week 'n bord kos maak vir hy persoon onder in die straat. Dalk baie keer dan sit ons in geselskappe en dan raak die gesprek bietjie rof met taalgebruik of grappies. En dan, jy voel nie gemaklik nie, maar weet nie, gaan ek nie loop na, wat gaan hulle van my dink? Of dalk net op tussen die manne, nee, die grappies raak 'n bietjie rof. En dit is moeilik vir hoërskoolkinders om te doen, want hulle is bang, hulle vriende lag vir hulle word weggeskuif. En ons is dieselfde. Maar wat hoor jy vanoggend, moet jy gaan doen? Ek maak nou grap, of nie grappie, maar oor die skaapbout en die oond wat wag. Dalk moet jy regtig mense nooi vir middagete. Of as jy uitstap en sê vir die persoon, jong, ek het jou al gesien met die kerk, of jong, ek ken jou nie, ek sou graag wil leer ken. Kom ons gaan drink koffie gou na die tyd. Daar's lekker broodjies en peanut butter en stroop. Ou wat jy sien, ou gesig, maar elke keer as ons uitstap, hulle kom nie koffie drink nie. Sê, hey man, kom drink saam koffie. Daardie persoon wat jy weet, lank terug in die gemeente, son aan die kerkbanke gesit het, wat iewers te langs die pad seer gekry het, vir watter rede ook al. Dalk is dit nodig, dat jy met liefde na daardie persoon uitreik. Ons lig moet vir ander skyn, maar dit is 'n tuiste vir almal. Amen. Ek wil jou kans gee om rustig met die Here te gesels. Wat die Heilige Gees vanoggend nou in jou hart kom wakker maak? En wat gaan jy doen as jy uitstap? Kom ons sit elkeen rustig met die Here in gesels.